Goeienaand en welkom by Baardpraat. Ons het 'n splinternuwe baadjie aan vanaand en ons het julle nou so 'n bietjie meer as 'n maand, ek dink is so 5 weke in die donker gelos. So ons hoop julle het die program so baie gemis soos ons en gesels gerus lekker saam en kom ons maak die program lekker interaktief en geniet hom saam met ons. Goeienaand Johan, amper vergeet ek jy om die regte knoppies te druk. Hoe gaan dit daar aan jou kant? Nou, sê Alwyn, ek is nou net bly jy het nog my naam onthou. Ons was so lank van die lug af gewees dat ons dalk vergeet het hoe om dit te doen. Maar lekker om jou terug te hê. Vertel 'n bietjie vir ons, hoe gaan dit? Is jy gesond? Is jy terug op die been? Is jy vol sterkte? Johan, man, ek is terug op die lug en ek het 'n paar kilos verloor so met die so onbeplan. So ek is nou nog nie ek is nou nog nie heeltemal reg vir die Comrades nie. Daai voorbereidinge gaan maar 'n bietjie moet agterweë staan, maar nee, ons is geseënd Johan. Verder is ons gesond en dis nou maar die laaste bietjie herstel, maar ons is gesond en weer lus vir die lewe. Alwyn, ek wil net 'n ding uitklaar. Ek weet daar was van die mense wat gevra het. Hierdie is nie een van daai maarmaak operasies wat jy deurgegaan het nie, nê? Johan, nee, die maarword was nou hoe sal hulle sê, jy weet 'n bonus gewees. Dit was nou nie iets wat beplan is nie. Nee, wat dit was maar 'n probleempie wat hulle moes regstel, pype wat hulle moes las en ek hoop die ou dan die swaar gegalvaniseerde draad gebruik dat dit nie gou roes nie en so aan, jy weet, so ons hoop alles gaan binnekort reg wees en hopelik nou reg vir altyd. Ekskuus Johan, kry jy gehoor daar as jy nou Jy's 'n bietjie verloor daar. Nee, ekskuus man, jy's so stil daar aan jou kant. Nee, ek sê alles werk soos wat dit moet werk en hopelik is dit nou die probleem opgelos. Die hersteltyd is 'n bietjie, jy weet, dit is nie goed vir die gemoed nie, jy weet, ons ouers sukkel mos maar om stil te sit, so jy weet, 'n ou wil aan die gang kom, maar nou kan jy ook nou nie meer heeltemal alles doen wat jy wil doen nie. Ja, ek vermoed die syne is so 'n bietjie in daai selfde gees vanaand. Ek hoor jou so stuk en deel. Ek dink is nou omdat dit 8 uur is. Nee man, hy gaan nou beter raak. Ek hoop so. Ja, wat ons hoop maar die tegnologie werk saam met ons, maar Johan, terwyl ek nou gemaak het of ek nou sleg was en jy weet, lank uitgespan het, was jy doenig daar aan jou kant. Ek sien jy het so nou so flissies vir my gewys, jou nuwe gaste daar by jou. Ek sien jy vries nou daar, Johan, is jy nog daardie kant by ons? Alwyn, ek is hier so. Hy kom so 'n bietjie rukkerig deur na my kant toe en ek hoor jou so af en toe. Ek weet nie, kan jy my hoor? Ja, wys 'n bietjie vir die volk daai gaste van jou wat daar saam met ons kuier aan jou kant van die ateljee. Ja, ons het vanaand ten minste ek nou net hierdie ding reg draai hierso. Kan jy hulle sien? Nee, daar sien ek die lotte. So ons het so 50 ekstra gaste vanaand op Baardpraat. Hulle kan dalk so 'n bietjie inchips, maar hulle het daarom nie 'n eiertjie te lê oor als nie of nog nie. Hulle verskil maar nog so 20 weke. Ekskuus Johan, ek is net gou hier baie besig hier aan die kant. Baas Koot het nou vir ons nuwe tegnologie gegee wat ek nou sukkel om baas te raak. Ek sien die ding wat ek vir ons opsoek gebeur daar niks. Maar ek was nou seker terwyl ek daar met jou gesels en jy hakel ek ook hierdie kant, want ek is nie seker of die ding uitsaai nie, maar ek sien ek het nou Baas Koot se skakel gedruk. Ek sê nou nogal voor die tyd vir Baas Koot, jy weet, ek moet nou amper weer opgelei word. Ek het so lanklaas hierdie gedoen en nou haal hy weer nuwe triks uit, jy weet, hy wil dit moeilik maak vir 'n eerste keer terug.
Ja, nee, ons is dalk bietjie geroes. Ons gaan nou aan die gang kom. Mense moet net ons 'n kansie gee. Ja, nee, soos ek sê, ek kyk so op die kalender en ek glo nie of ek sien toe nou al dis 5 weke wat ons laas met die volk gesels het, maar jy het nou daai gaste daar vir ons gewys. Vertel vir ons, jy het nou baie mooi baie mooi kort video gemaak. En dit is nou nie hoe sal ek sê, jou hoenders daai nie, dit is die volksin. En ek sien jy het hulle vryheidsvogels gedoop. En dit is nou natuurlik met jou 300 boer inisiatief. Vertel 'n bietjie vir die volk, hoe werk hierdie goede, die ouens wat nou nog nie 300 boer se goede gekyk het nie, en dan wil ek hulle sommer uitnooi, gaan soek vir 300 boer se blad daar, bakkiesblad, en dan kan julle sien wat Johan nog alles doen. Jy weet, hy's 'n man wat nie net hier met ons saamgesels nie. Alwen ja, kyk, ons idee was van die begin af om grond te kry om ek wil amper sê te produseer en dan die produkte beskikbaar te stel aan organisasies. Ons wou nooit betrokke raak op die voorpunt nie. Daar's organisasies wat die kennis het en die mense het. Ons wou daai organisasies ondersteun met iets soos eiers of groentes en die klas van goed, maar die aard van die saak is grond duur. Maar ons kan nie net sit en wag nie. So hierdie is 'n projek wat ons probeer aan die gang kry. Hierdie kuikens, jy weet, as dit die vader se wil is en ons kry hulle groot en hulle kan in die lê kom en ek het nou die dag gehoor Baskoot daar van Boer Media gaan vir my 'n broeikas leen. En so die idee is as ons hierdie hennetjies kan groot kry en ons kan hulle by 'n hand sit en ons kan dan kuikens uitbroei, dat ons hierdie kuikens bietjie sterker maak en dan die kuikens gee aan organisasies wat 'n plek het. Ek dink so spesifiek aan Gideon hulle wat met die groentetonnels, jy weet daarso is daar 'n bietjie spasie. So want as hulle net die hok kan opsit, kan ons vir hulle die kuikens verskaf. En dan veral, jy weet, plekke waar daar kombuise is wat bietjie afval het, wat hulle deur die hoenders kan werk, weet dit subsidieer die koste. En dan het hulle toegang tot eiers elke dag. Hierso is weer eens 'n huisie onder in die straat van ons af wat ek dink as 20 of 21 ou mensies waarvoor hulle sorg en hulle het hoenders op die perseel in 'n hok en dit werk. Met ander woorde, jy hou die henne aan in die stad is dit bietjie moeilik met die hane as jy nie 'n lekker buurman het nie. Maar om die henne aan te hou en jou kombuisafval daardeur te verwerk en toegang te hê tot vars eiers elke dag. En op die manier haal ons 'n klomp van die spasie wat ons sou nodig gehad het om 'n klomp henne aan te hou ons los daai probleem op. Ons het nie logistiek nie, ons het baie minder arbeid. Maar hierdie henne kan dan reg oor die land waar hulle moet wees, weet produseer en die mense het toegang tot daai eiers. So ons hoop om dit van die grond af te kry en mense se kop te draai daar rondom. Sal maar sien hoe gaan dit. Ja, Johannes, skus dat ek nou ek kyk so met die een oog. Ek wil nou net sê, soos ek sê, ek het daarom nou die regte stroom hier opgetel met my verroeste tegnologie. Maar ek sien die manne wat saamgesels is Andries daar in die Noord-Transvaal. Erik Botha, hy's natuurlik daar. Is nou nie in jou wêreld nie, maar hy's ook 'n Vrystater. Een wat Die Vrystaat is my wêreld. Ja, nee, maar hy's nou nie op Bloemfontein Vrystaat nie. Ek dink hy's daar Bethlehem se wêreld daar. Ja, ek is seker Bethlehem is kouer as Bloemfontein. Een van die Weskus, Johan van Durban. So en nou een sê nee, my baard lyk alweer of hy word alweer lank. Ja nee, dankie. Een, dis nou daai lê niks doen nie. Maar Johan, ek moet nou sê toe ek nou jou storieetjie gaan lees het of gekyk het eerder van die hoender-inisiatief, toe gaan krap ek so 'n bietjie rond en ek op 'n paar hoenderblaaie en goede om nou te kyk want ek het hier hoenders wat hier rondloop, maar dit is soos die Transvaalse plotskaap, jy weet, dit is nou Transvaalse plothoender. Daai ding is op 'n regte hoender man. Maar nou sien ek jy het nou 'n spesiale tipe hoender en jy vertel nou julle gaan die hoenders nou skenk vir iemand en ek het nou, dit klink nie na 'n groot ding nie, maar ek het amper op my rug geval toe ek nou sien wat kos man eiers, dan is die goed nog nie eens hoenders nie, dis nou bevrugte eiers en dan smous hulle daai kuikentjies en dan is hoenders is al jy weet honderde rande, dis nie meer, jy tel nie meer in tiene nie. So hierdie projek is eintlik 'n projek wat regtig waarde toevoeg.
Soos ek sê, ek het op my rug geval toe ek sien wat hoenders nou kos. Ja, na die uitbreek van die voëlgriep het die dinge kwai verander. Daar is nog 'n tekort aan henne. Die pryse van eiers kom bietjie af in die mark, maar ek praat die week met iemand toe verduidelik hulle vir my baie mense het eiers, ek wil amper sê van hulle spyskaart afgehaal. So mense wat gewoonlik 30 eiers 'n week gebruik het nou dit nie meer kon bekostig nie en dit vervang met iets anders. So hulle eet nie meer so baie eiers nie. So die feit dat die eierpryse afkom maak nie noodwendig dat hulle weer so baie eiers koop nie. Hulle het dit klaar vervang met iets anders. So jy verloor hom vinnig en jy moet hom stadig terugkry. En dit skep die idee dat ons na die uitbreek van die voëlgriep herstel het na genoeg eiers is wat nie die waarheid is nie. Jy sukkel nog regtig om kykens in die hande te kry. En soos jy nou reg opgemerk het, as jy punt om te lê hennetjies soek, is dit 'n skaars ding. So ja, ek hoop die projek kan dit makliker en meer toeganklik maak vir mense om weer hoenders te hê. Jy weet albei toe ons groot geword het, was 'n hond en 'n hoender 'n vernietiging geweest. Dit was iets wat bure onder mekaar uitgeruil het. En vandag as jy skrik jy regtig as jy hoor wat kosse oordentlike en Ja, Johan, voor ons nou verder gesels met almal wat so lekker hier nie in die kommentaar gesels, nou wil ek net eers sê, Baas Koot het nou hierdie ding opgestel, hy stroom nou, soos ons nou kyk hier na die ouens wat die land vol saam kyk, stroom hierdie ding nou na baie verskillende blaaie toe, maar nou moet ek sê, my tegnologie is nog nie so goed om met jou te gesels, knoppies te druk en al die kanale te volg nie, so ons kyk na die kommentaar op Boer Media se YouTube kanaal, so dis waar ons gaan kyk, en julle kan gerus vra, ons maak dit 'n lekker kuierprogram, is ons eerste program terug, en ons toets 'n bietjie die water, en ons toets die nuwe tegnologie, en soos ek sê, Baas Koot het vir ons 'n splinter nuwe baadjie aangetrek, so kom ons maak dit sommer net 'n lekker kuierprogram. Johan, maar vertel nou meer oor hierdie hoenderras wat jy nou gekies het. Ek het nou wraggies daai prentjie nou nie bygesit nie. Ek sal gou kyk of ek 'n prentjie kan bysit van hoe daai hoenders nou lyk. Alwen ja, dis maar soos met enige boerdery, elke ou glo mos maar in die ras waarmee hy boer. Maar ek het baie jare terug met die Australops gewerk en dis 'n verskriklike oulike hoender. As ek reg is en ek praat regtig nou onder korreksie, dit was daardie tyd, dit kan dalk nou al verander het, was die rekord vir die meeste eiers gelê in 'n jaar gehou deur 'n Australop. Dus die hoenders het 'n verskriklike mooi temperament, saggeaarde hoenders, lekker groot, die hane word mooi groot. En ja, dit is net 'n lekker boerhoender, daar is hy. So ek het maar gekies wat ek ken en waarvan ek hou en waarmee ek gemaklik is. Ek het van hierdie Lowman Browns ook in die hok, hulle is bietjie meer woelig. Die Australops is 'n baie sagter geaardheid, so 'n maklike hoender om mee te werk. Ja, nee, ek kan daarom nog so 'n bietjie van die goed onthou, so vinnig die ding intrek, maar Johan, hoekom ek hierdie hoenders nou, ja, jy het nou daai, ek weet nie, is toe ek was nou te lank weg, nou moet ek weer my woorde versigtig kies, amper is ek in die YouTube moeilikheid. Johan, nou jy sê is 'n Australorp, kom daai goed van Australië af? Nee, Alwyn, 'n vrou hier in Beinsvlei het hulle uitgebroei. Nee man, ek bedoel die blerrie ras. Nee, ek wou nou net... Ja, ek het geen idee waar is dit. Ek wou nou net vra of dit 'n aborigine hoender is, jy weet, as hy nou so is. Maar Johan, het jy nou nie om jou in Afrika gekyk nie, kon jy nou nie 'n ou wit hoendertjie gekies het nie? Kyk, jy kry hulle in verskillende kleure. Soos ek sê, op die oomblik is dit net so bietjie moeilik om kykens in die hande te kry, maar hy kom uit in 'n wit en 'n blou, ek reg verstaan. Ek het nog nie van hulle in die hande gekry nie. Maar hierdie, ja, soos ek sê, hierdie is nou maar die storie wat ek ken.
Johan, ekskuus, ek sien nou Baaskoot, lyk my gooi nou ander kommentaar hier van die ander blaaie. Baie dankie Baaskoot, ons waardeer. Ons sal nou daarby uitkom en dit ook sommer hanteer, dit wat ons kan hanteer. Johan, maar ek lees nou vandag 'n berig in een van die Afrikaanse blaaie en dit gaan nou oor 'n tannie met 'n troetelhoendertjie. En jy wat nou vertel van hierdie goed het nou die rekord vir die baie eiers. Nou, jy weet ons het mos nou Freedom Day en vandag is Wekkas Day, maar lyk my hierdie persoon het seker wiskunde in die nuwe Suid-Afrika gehad, want sy vertel nou haar hennetjie is ook nou so spesiaal. Dis 'n spesiale hennetjie. Die ras, ek kan nie onthou wat se ras die hoender was nie, maar dit was so rooibruin hoender. Lê 3 eiers op 'n dag en dit is 250 eiers in 'n jaar. En dit is nou een van die goed wat die beste broei. So ek wonder nou, daai ouens het nou seker baie kort jare of baie slegte wiskundeonderwysers of jy weet hoe werk hy hoenderras, of is hulle nou so met die hoender eierpryse het hulle nou erg deurmekaar geraak. Ja, iewers het hulle 'n foutjie gemaak. Maar kyk, as jy hoender kry wat 3 eiers 'n dag lê, sal ek graag belangstel. Jy kan my kontak by die nommer hier onder. Ek is op die lys om te bestel. Want dit kan daarom 'n man ver voorsit as jy 3 eiers 'n dag uit 'n hoender uitkry. Ja, ek weet nie wat melk hulle beeste as hulle hoenders 3 eiers gee nie. Ja, maar ek weet nie of daar dalk 'n of moes gewees het nie. Jy weet 3 eiers 'n dag of 250 'n jaar. Jy weet, want ek dink as hy 3 eiers 'n dag, dan lê hy net so 2 maande dan sy uitgelê. Ja, ek is nie seker of hulle dieselfde kalender as ons gebruik, ja, Alwin. Dit is miskien daai plekke waar die son so lank, waar die dae so lank is, wat is dit, 3 maande nag is, of wat daar op die punte van die aarde. Ja, dit kan wees. Ek sien hierso, Nico Baardnors vra, Johan het gepraat van afval, byvoorbeeld groenteskille ensovoort by instansies. Ek het self vir ruk gelede gedink aan my hoenders en om beter kos vir hulle beskikbaar te hê, dalk 'n meelwurmplaas te skep. So ja, ek weet nie, doen jy ekstra goede daar vir jou hoenders? So daar's baie interessante navorsing rondom veral hulle praat van die black soldier fly, as ek reg is, waar hulle die larvas of die papies of wat ook al gebruik. Hy is baie hoog in aminosure, is 'n redelike vinnige onderdraai en wat hulle doen is veral met afval wat te vrot is. Ek meen vars groente, se skille en die klas van goed kan die hoenders nou maklik verwerk. Maar as jy nou, kom ons praat van regte vrot goed, dan gee hulle hierdie vrot afval vir die vlee. En dan lê die vlee nou die eiers daarin en dan kom hierdie ek weet nie papies of larwes of wat ook al wat se fase of stadium dit is nie. En hierdie goed is verskriklik hoog in proteïen. Nou hier's 'n ou in die Kaap wat groot gegaan het met dit en hulle verkoop dit as veevoer. Nou ek is nou net bekommerd want jy weet die internasionale agenda se mense is moes nou op pad om ons te laat krieke en meelwurms eet. Ek weet nie wat is hulle idee. Kyk, dis mos die proteïen van die toekoms. Maar ek wil dit vir die hoenders gee. So ja, ek het al redelik gekyk daarna. Weet jy, as ou die grond het en jy kan 'n paar mense in die omgewing vra om hulle afval te gee en dan kan jy met so ding werk. Ek dink ek sal moet navorsing doen oor die temperatuur en die humiditeit want ek dink dit het nogal 'n impak op vlee en brommers. Maar as jy dit eers aan die gang het, is dit oulike stelsels. Ek het al gesien dat van die ouens in Amerika maak so vrot emmer en dan het hulle 'n pyp, want daai wurm kruip op. Hy as op 'n stadium wil hy nou uit. Dan het hy 'n pyp in sy hoenderhok in. En dan kruip daai wurm self in daai hoenderhok in en dan daai hoender staan en wag vir daai pyp, want as daai goed val dan is hulle daar en eet hulle baie goeie kos. So daar's verskriklik baie goed wat ou kan doen. Maar baie van dit kos maar geld en infrastruktuur en ja, jy moet gerad wees vir dit. Maar daar's oulike idees daar buite. En jy moet sorg dat daai swart hoendertjies heeltyd wag staan en laat hulle nie slaap op diens nie, want kyk as jy dink jou bure gaan kla oor hane in die erf, gaan jy nou dink as jy 'n klomp vlee op hulle loslaat, hoe lief gaan hulle dan vir jou wees.
Maar Johan, ja, ek sien wat Ja. hier by ons het ons sommer hier kyk op 'n plot in 'n plaas, daar is altyd baie vlee en jy praat nou van vlee en ehm ek boer nou nog nie regtig die wurmpie ding probeer om met die wurms te boer nie. Al wurms wat ek mee geboer is aardwurms. Maar hierdie vleevangers wat 'n ou kry. Jy weet wat ou so in die krale opsit dat die vlee daarom 'n bietjie wegbly van die huis af, maar daai goeie wat die vliegdam uit die water uithou. Weet jy kry so halwe net affære ding wat die vlee dan nou inklim. Jy weet hy maak ook maar 'n kelk en dan klim die vlee in. Hier sit aas onder, dan kom die vlee nie uit nie. En dan het ons nogal daai vlee wat daar vrek. Jy weet jy vat sommer so koppie en dan skep jy daai rosientjie vlee wat nou biltongvlee wat se mens nou sê, daai wat so gedroogde vlee en dan gooi jy hom so daar in die hoenderhok en ek sien die hoenders my skoonsister het dit nogal gedoen en ek sien die hoenders is nogal lief vir dit, jy weet om daai droë vlee, kyk hulle daai vlieg vat ook nie grond nie, dan is hy klaar opgevreet. Ek weet nie of mense nog sulke goed het en of dit nou ook weer een of ander ding is wat jy nie meer mag doen nie, maar daai jaar op die plaas het jy so pers lig gekry wat die motte gelok het. En dan onder het hy so 'n elektriese raam gehad en dan as jy nou daar sit en kyk dan spat die vonkies soos wat die motte daarin vlieg. En die volgende oggend die eerste ding daarso was die hoenders gewees. Dan hulle nou tussen daai insekte daar geskrop en gevreet. En ja, nee, daar's soveel goed wat ou kan gebruik. Ek praat nou van die verlede. Ek bly nou sien Baardberaad 128 hier onder en ek is nou heel van die punt af. Maar ons posbus nommer op Petrusburg was 128 gewees. En toevallig, ek dink laasweek, toe kry ek 'n kennisgewing dat Petrusburg se poskantoor nou toe is. Daar is nou nie meer 'n poskantoor op Petrusburg nie. Nou ja, die 128 het my nou skielik daaraan laat dink oor hoe die land agteruit gaan. Maar ja, is nou af van die storie af. Ja, Johannes, kies dat ek nou hierso aan die guggel gaan, dis nou nie vir Petrusburg nie. Maar ek is nou nie verbaas as die poskantoor daar nou nie meer is nie. Maar Arie Sleebusch, hy kuier daar saam in die Wes-Transvaal, jy weet, 'n hooggeleerde man. En nou het ek mos my baard afgeskeer aan voor Majuba. Nou weet ek nie, hy moes dit in 'n baie, ek weet nie, hy het dalk sy doktorale proefskrif gedoen op baarde of iets wat hy sê, alwen jy lyk baie meer volwasse as op Majuba. Nou kan ek Baardberaad daarom weer ernstig opneem. Nee, baie dankie Adi, ek sal vir jou terugkry daar op Majuba. Maar dankie, ek het jou kommentaar nou baie geniet. Ja, ek gaan nou met ander oë kyk na al die politikuste op die lamppale, né? Ja, Johan, ek wou vandag een van daai prentjie grappies doen. Na kommentaar wat ons so gegee het oor die verkiesingsstorie, maar toe dog ek sal hom maar bære vir so week voor die verkiesing. Dan behoort ek genoeg mense die hoenders in te maak, jy weet, so gepraat van hoenders. Bly by die program se tema. Ja, ek sien nou Andries van der Walt sê Potchefstroom se kapok hoenders is ook topgehalte lê hoenders. Maar die kapokkies lê dan seker, hulle lê dan mos nou 'n miniatuur eiertjie, lê hierdie goeie hoenders van jou daarom 'n groot eier. Ja, is eier en die ouer henne is verskriklik lief vir hierdie dubbeldoor eiers. Ek weet dit werk nou nie vir almal nie. Maar is groot eiers. En maar het hy gesê Potch se kapok of Potch se koekoek? Want die koekoek is so gestreepte grys en uit sulke streepies op en dit, maar dit is oulike hoenders. Dit is nie kapokkies nie. Dit die koekoek. Hy is nie gestreep nie, hy is gekol. Hy lyk amper soos 'n tarantaal. Hy het net meer kolle. Hy het nie maar sy wit en swart hoender, ja. Nee, ek weet hoe lyk die koekoek. Ja. Maar dit is ook 'n sterk hoender. Dit is ook lekker hoenders om mee te boer. Ja, Chris Hamberg sê daai vryheidsvogel lê nie net eiers en voed die pensies nie, maar voed die siel ook. En ek sien hy het op 'n stadium gepraat van, hy sê vir alles 'n ou nou tussen 4 mure vasgekluister is, jy weet, as jy dan net so op jou stoel sit en jy kyk hoe die hoenders daar om jou werskaf in 'n tuin, jy weet, hy sê
dit voed die siel ook. Ek dink ek het die kommentaar gesien en ek dink hy is nogal reg en ek sien Andri sê nou ja nee, dis die koekoek. Hy sê hy het verkeerd gesê. So ek sien hy praat van die koekoek. Ja, ek dink Chris is heeltemal reg. Ekskuus alwen ek val in die rede, maar ek dink baie keer mense sal dink ek is vreemd as hulle weet wat ek doen, maar ek het vanmiddag vir 'n halfuur lank gesit en kyk net vir hierdie kykens oor hoe hulle speel. Die een lê in slaap en dan spring daai een boor om en dan daai ene krap, hy het nou iets gesien daarso en dan jaag die een. En dit is net, man, jy kan 'n sielkundige baie geld betaal, maar om vir hierdie kykens te sit en kyk is terapeuties. Dit vat jou uit jou ek wil amper sê uit jou kop uit alles wat jy so oor dink en wat jy oor gespanne is en al die klas van goed en jy's net ons mense het mos nou iets nodig wat asemhaal en wat moet lewe rondom ons. Ons kan nie net so in beton lewe nie. Ons sal dit maak ons siel dood. Ek moet sê Johan, na ek nou vir 'n rukkie lank daar amper sê ek in 'n tronk, maar dit is ook mos 'n plek wat jy hospitaal is, mos nou 'n plek wat jy kan uitloop nie. Jy weet al het ek nou so ek het nou nie na my skape toe loop nie, het gelyk of ek my skape bekruip, maar net na daai 2 weke net 5 minute in die skaapkraal gaan sit. Jy weet jy kan nie glo hoeveel terapie dit, jy weet ou se gemoed is sommer anders, soos jy sê, as jy nou daar toe was tussen mure en dit besig was hier om jou heeltyd nee, ek diere te gawe. Ek dink daai klomp Amerikaners en die klomp mense hier by ons stad toe wat altyd neek na kopdokter toe en goed. Dis omdat hulle nie diere het nie. Jy weet, vergeet die kopdokter man, kry vir jou 'n vriend met diere en gaan kuier vir die diere, dan het jy nie al hierdie kopdokters en diergoed nodig nie. En jy hoef nie daai ou so baie te betaal nie, bring net 'n sakkie voer of 'n sakkie wortels of 'n sakkie wurms of wat ook al se diere die ou het. Dit kos jou baie goedkoper, so daar het ons sommer nou goedkoop advies wat ons ook gee. Ek sien oom Colyn kuier ook saam met ons en hy sê daai pot koekoeke is 'n goeie dubbeldoel. En hy sê hulle kry omtrent geen van die gewone siektes wat ander hoenders kry nie. Dis nou interessant, soos ek sê, ek is nou nie 'n verskriklike hoenderkenner nie. Dis interessant. Ek sal graag 'n navorsing doen daaroor. Op die punt daarvan, jy het gesien wat ek vir jou die week aangestuur het, dat Rusland oorweeg om alle vrylopende hoenders onwettig te verklaar of laat dit hulle die argument is hulle wil hulle kommersiële boere, die ouens wat in die hokke boer, beskerm teen voëlgriep en hulle voer aan dat die voëlgriep die ergste versprei word deur wilde voëls en hoenders wat in kontak kom met wilde voëls omdat hulle vry loop buite. Nou dit maak my bekommerd. Dit is my, jy weet, hoeveel mense hou hoenders aan. Hoeveel klein boere kan, ek wil amper sê met 'n hoender begin vir 'n ekstra inkomste met redelik min geld, wat nie 'n massiewe hoenderhok kan opsit nie. So jy sny daai sektor heeltemal uit. Nou het hulle gesê daar gaan vergunnings gemaak word want die organiese mark moet beskerm word, maar ek neem aan al is jy organies, gaan jy nog steeds moet, ek wil amper sê jou hoenders isoleer van die buitelewe af. So jy gaan letterlik nie 'n werfhoender kan aanhou. Ek weet nie hoe streng hulle dit gaan toepas nie, maar ek hou nie van sulke wetgewing nie. Ja Johan, jy praat nou meer oor die kommersiële sy, jy weet oor ouens wat nou dit as 'n ekstra inkomste gebruik, maar ek dink die probleem lê dalk 'n bietjie wyer is dit. Ek dink die ouens wat hoenders aanhou en die goed kommersieel gebruik of kommersieel dan nou die eiers beskikbaar stel of die vleis beskikbaar stel is in die minderheid. Ek dink die meeste van die ouens wat hoenders aanhou is ouens wat net selfvoorsienend wil wees. Jy weet, hy wil sy eie eiers hê wat hy in sy eie pan kan gooi in die oggend en jy weet so nou en dan sal hy hoenderslag vir 'n Sondagmiddagete of wat ook al. Weet so ek dink dit het 'n groter impak op baie mense en dan weet kostes. Ek meen die meeste van die ouens doen dit juis om sy koste laag te hou. Dis baie goedkoper om as jy die hoenders nou so aanhou en hulle is vrylopend om die eiers daar te oes as om
eiers te gaan koop. So ek dink dit het ook 'n groot invloed op direk mense net se oorlewingsvermoë. Jy weet as jy daai kraantjie sou toemaak. Ja, en as jy gaan kyk na die res van die, ek wil amper sê Europese mark, druk hulle baie hard op vryloop hoenders. Nou ja, daar's 'n redelike debat daaroor van hoe volhoubaar is dit en jy weet het jy al kannibalisme onder 'n hoender gesien? Gaan kyk waar 'n spul so vasgedruk word onder free range wat hulle dit nou noem. Maar dit is nog steeds baie dig bevol. So daar is maar moeilike goed om te bestuur. Maar as jy gaan kyk oor die algemeen, Europa is geneig om nou oor te gaan na die vryloopkant toe. Ek dink Nieu-Seeland het hulle ek wil amper sê die hokke is hulle besig om tot nie te maak of uit te werk of uit te faseer. Dit is hoekom hulle eiers ook so duur was. So 'n groot deel van die wêreld beweeg weg van hierdie, ek wil amper sê intensiewe kommersiële modelle, waar die hoender net in 'n hokkie sit vir haar hele lewe en gaan na 'n tipe van 'n vryloop model toe. En ewe skielik hier kom Rusland uit en sê nee, ons gaan dit andersom doen. So dit was net vir my interessant geweest. Hoe ernstig hulle dit sal afforceer, weet ek nou nie. Dit sal seker redelik moeilik wees om baie mense daar in die berge te kry om hulle hoenders nou tot nie te maak. Ek sien Witperd, ek dink is Johan, as ek nou nie mis het nie. Ekskuus, ek soek nou net sy kommentaar hierso. Hy sê hy weet nie of hy hom verbeel nie, maar hy kom maar van Durban af, maar hy sê die eiers proe anders daar by hom. Hy sê hy is seker daai eiers daar by hom met so flou curry smaak aan hulle. Hier's 'n groot boer hier in die Vrystaat met die eiers en dan kyk op 'n sekere ouderdom dan laat slag hulle nou die ou henne. Nou hy sê vir my as hy afgaan Natal toe, daar waar hy oor die grens gaan, hou hy op om enige chicken pie te eet. Hy sê want hy weet waar kom al daai hoender vandaan wat daar van hier, ek wil amper sê ander kant Harrismith tot in Durban toe en al die hoenderpastye is. Dis hoenders wat uitgeslaag word wat nie meer kon lê nie. So ek weet nie of die curry smaak nou in die vleis ingetrek het of dit bygegooi is nie. Ek sien nou Erik sê ook, hy sê en ek dink ons kry tog al reg met ons program, Johan, ek sal nou by 'n ander kommentaar uitkom, maar Erik sê ons moet die mense in die dorp aanmoedig en bemagtig om gedeeltelik selfvoorsienend hulle eie hoenders en groente te produseer. Maar ek moet sê, dis nou 'n ding wat ons staan op Baardbraad 128 en ek dink ons het al 'n paar programme juis gepraat oor klein goedjies om meer selfvoorsienend te wees. Weet ou kan nie alles doen nie, maar ek meen ek en jy praat gereeld oor groentetuine en ons praat nou oor die hoenders en jy weet ons moedig mense aan om hier goed te doen. Daar's party goed, ek meen baie van die ouens in 'n dorpserf dan het hy hierdie helse stuk grasperk daar aan die agterkant van sy huis wat gaan mense nie, maar wat hy hom moet doodgras jy weet hy kan daai ding uitspit en groente plant en jy weet dan kan hy die goede weer in sy vrieskas kry om te vries. Jy weet of ek leer om die goed te bottel. Jy weet dit is 'n belangrike ding. Ek dink ons jy weet as 'n ou so selfvoorsienend begin word dan dit gaan nie net om die goed te produseer nie, dit gaan ook om goed te preserveer en te bottel en op 'n spensrak te bære vir 'n ander maand. Jy weet wat die goed nie groei nie. En ek dink dit is ons raak nou aan een gedeelte van die gesprek, maar die gesprek loop eintlik heel wyer as wat ons sê en ek dink ons kom met dit reg. Ek sal nou by die volgende kommentaar uitkom wat ek nog wou lees. Ja, ek skryf nou hier op my hand want ek het nou my tafel opgeoffer vir 'n kyking, maar ek nou klomp goed wat ek wil sê en nou is ek bang ek vergeet. So die eerste ding wat ek wil sê vir die ouens wat saam kyk vanaand wat nou nie vir Erik ken nie, as daar nou een ou is wat weet van selfonderhoudend, is dit daai man. Daar was 'n video gewees wat nogals baie gewild was, nou wat sy bokke so opspring in melk. Niemand anders as ons gas daar so nie. En hy het nogals wonderlike goed gedoen met sonpanele en met water wat hy verwarm word. So
dit is ook lekker om mense te weet wat dit self doen en wat nie net daaroor praat nie. Hy kan vir jou die video's wys en ek dink dit maak dit lekker. Die ander gedagte oor vryheid, weet as baie mense praat vryheid Alwyn. En as ons die woord vryheid hoor, is ons geneig om in 'n tipe van 'n politieke brein in te gaan en dan dink ons vryheid is gekoppel aan iets met die ANC of met die regering uit te waai. Vryheid begin by jou in jou leefwêreld en in jou uitkyk op die wêreld. En elke keer wat jy jouself onafhanklik maak van iemand, maak jy jouself meer vry. So wanneer jy in beheer is van jou energie, as jy nie afhanklik is van Eskom nie, is jy meer vry as al die ander mense wat afhanklik is van Eskom. As jy toegang het tot jou eie kos en jy kan bottel en jy kan droog en jy kan bære en jy kan produseer, man, dan is jy vryer as al die ander mense wat afhanklik is van die naaste kettingwinkel. Jy kan langer aangaan, jy kan verder gaan, jy kan goedkoper gaan en jy kan gesonder gaan as al die mense rondom jou. So ek dink as mense dit begin besef dat vryheid is nie beperk tot 'n politieke posisie wat ons inneem en wat ons op papier moet verander. Vryheid is 'n lewenstyl, dit is 'n lewenswyse. Dit begin by jou en hoe jy dink oor goed. En dan die ander ding oor die grasperke, ek sien op baie van die bakkiesblad blaaie waar ek nou kom wat nou hierdie, wat noem hulle hierdie ouens wat so in Amerika, homesteaders, is dit die naam? Ja, Ek weet nie. dis die Amerikaanse maar plotters. Ja. Maar ja, okay. Maar baie van hulle dryf hierdie ding spesifiek van 'n grasperk waar van hulle sit dit nou om in tuine, maar van die ouens laat net die natuurlike plante groei weer herstel. En dit lyk nog ons baie keer mooi. Nou hier in die Vrystaat gaan dit nou maar gras wees. Want hierso, ons het nou nie 'n vreeslike verskeidenheid van allerlei blomme en plante nie, maar in daardie spesifieke voorbeeld, jy weet daar's verskillende plante en hulle blom en dit lyk nogals mooi. Dit gaan nou nie oralster werk nie, maar dis natuurlik en jy hoef dit nie die hele tyd te sny nie, jy hoef dit nie so baie water te gee nie. Dit is hoe die veld sou gelyk het om jou. Ek weet dit gaan nie oralster werk nie, maar ja, dit is 'n gedagte. Ek dink veral mense met klein kindertjies, groot grasperke is maklik want die kinders kan speel daar en is lekker. Maar as jy nie jou grasperk gebruik vir iets nie, as jy nie meer kinders het wat daar speel nie, moet jy jouself die vraag afvra, weet, wat is die effektiwiteit van daai grasperk? Wat se waarde voeg dit toe? Ja, dit lyk nou mooi en groen, maar sou 'n tonnel daarso vir my meer beteken het, is daar 'n ander manier waarop mens kon waarde toevoeg, en die mense raak begin kreatief raak. Ek dink as ons so begin dink oor goed, gaan ons op interessante idees afkom. Ek sien nou, wat ek nou gesê het, jy weet, lyk my, ons kry dit reg hier by Baardberaad om mense te inspireer. Andri sê, jy weet, hierdie hoenderstorie is 'n wonderlike idee. Hy boer in die dorp met vrugtebome en aardwurms, en hy sê hy gaan volgende meelwurms en daai superfly goede, ek weet nou nie, supervlieg, ek weet nie, ons het, toe ek so laat laerskool was daar so fliek oor 'n vlieg, maar dis seker nou nie dieselfde vlieg nie. Maar hy sê as hy daai goed gaan bemeester, hy sê as hy daai gebemeester het, dan gaan hy nou hoenders ook kry. Jy weet so, ons is besig om mense te inspireer om dinge te doen, en ek wil nou vir Andries ook sê, my broer bly nou, en hy's nou Suid-Afrikaanse homesteader, of soos ons sommer gesê het, 'n maar plotter. En toe hy nou daar in die dorp kom, hy het nou so om in sy agterplaas, so teen sy muur, het hy so laat dingetjie, so, ek weet nou nie wat noem mense goed, kom ons noem dit nou maar 'n lang hok, maar die ding is nie 'n half meter hoog nie, maar hy hardloop so, jy weet, so end langs die grensmuur af. Hy het nou nie brakke nie, wat dit seker makliker maak, maar dan is hierdie hoenders uit die hok uit, kan dan so op en af hardloop hier, jy weet, teen die grensheining aan, en hulle kan wy daar, en jy weet, die goggas en die goede wat daar verbykom, kan hulle nou sommer self benut. As ek sê, hy hou ook nou net henne aan in die dorp, maar weet, daar's eintlik baie maniere om hierdie goed te doen, en maklike maniere wat jou weer help om van ander peste en plants
sla te raak, en so ek sê, hy het ook nog maar 'n groentetuin, en amper soos jy, Johan, wat nou die dag met die spinasie verduidelik het, al daai blare wat afgesny word, wat nie noodwendig kombuis toe gaan nie, eindig weer by die hoenders op. Weet, en so kry jy jou eie siklusse aan die gang. En jy kry weet die een ding voed die ander ding en alles voed jou op die einde van die dag. En al kan jy net 'n gedeelte selfvoorsienend wees. Man, ek is dan geseënd hier by my om 'n bietjie groter stuk grond te hê, alhoewel ek nou nie 'n groot stuk grond het nie. Maar jy weet, ek bly daarom op 'n klein hoewe, so ek doen nou nie die hoender ding nie, maar ek het nou 'n paar skapies, maar my skape is ook nie daar vir smous of iets nie. My skape is daar om selfvoorsienend te wees. En ou gaan agterkom, as jy die goede nou doen en jy produseer baie van jou goed self en jy kom dan in 'n winkel en jy kom agter, jy weet, as ek in 'n slaghuis kom en wil ek wil amper flou word as ek daai pryse op die pakkie sien, want dit is iets wat ek nie doen nie. Jy weet, ek slag my eie skape en ek weet wat word die skape gespuit en nie gespuit nie, en ek weet wat word die skape gevoer en nie gevoer nie, en dit is deesdae amper 'n belangriker faset wat baie mense miskyk, in plaas van net die gedeelte van ek voorsien my vleis of ek voorsien my groente, is die gesondheid van die goede. Jy weet, ek het 'n broertjie dood oor 'n blerrie tamatie, en ek het nou lanklaas tamaties geplant hier by my. Ek het jou vertel, ek het my mos so vergryp aan die boomtamaties. Kyk, daai klein tamatietjies, of weet, ek sê nou boomtamaties, wat noem jy daai klein tamatietjies, wat daai ding word mos so helseboom. Ja, maar toe kon ek die goed mos nou nie eet nie, gelukkig nou hopelik na hulle nou my olievervanging en filters verander het, sal ek nou, dink ek nou juist nou die dag toe ek so sit, ek kan nou weer die goed in my tuin plant, ek sal nou weer hopelik daai goed kan eet, want blerrie tamatie wat jy in 'n winkel koop, proe na niks. Hy proe nie na tamatie nie. Proe die verskil vir 'n pakkie tamatie wat jy wou ook al koop. Gee nou nie om by watse kettingwinkel jy koop nie, en die tamatie wat uit jou eie tuin uitkom. Daar's 'n reuse verskil aan net hoe die ding smaak. So, jy weet, my brein sê vir my, as daai verskil in die smaak so groot is, dan moet die verskil in die voedingswaarde dalk nog groter wees. Vandag met 'n ou gepraat, hy was betrokke by 'n groot tamatieboerdery storie. Dit wat hy my vandag vertel het van die manier waarop hulle met die gifstowwe werk en daai klas van goed, het my regtig, ja, ek gaan meer versigtig wees as ek tamaties koop. Dit wat hy vandag vertel het was skrikwekkend, hoe die ouens, ek wil amper sê, dubbel en trippel die gif spuit wat hulle moet spuit. En op die einde van die dag het ons as verbruikers sekere aandeel daarin. Ons soek 'n mooi vrug of 'n mooi stuk groente. Die gesonde goed word vinniger vrot en hy vertoon nie so mooi noodwendig nie, maar hy's gesonder vir jou. En toe die ouens begin teel om hom langer op die rak te hou, sodat daar nie so baie van hulle vrot word op die rak nie, en dat hy mooier lyk vir jou. Maar is nie noodwendig beter vir jou nie. So baie keer die tamaties wat hier so uit die tuin uitkom en die groentes wat uit die tuin uitkom, hy lyk maar so half snaakserig, jy weet, hy het maar 'n merkie op en hy het 'n kolletjie op en hy het 'n die en maar hy maak keer niks nie en hy's gesond en hy het smaak. In vergelyking met hierdie perfekte rooi tamatie wat lyk asof hy plastiese chirurgie gehad het, want alles is op die regte plekkies, maar die ding het nie smaak nie en na vandag wonder ek wat is als daar binne. Want jy gaan nie weet nie. Ja, en dis nou die een ding, Johan, daar's nou nogal baie, as mens nou oor tuine praat, daar's nou sekere goed wat ou kan saam met ander goed plant. Jy weet, baie van die goed werk op 'n tipe simbiose, as jy die groente plant en sy buurman is iets anders, dan is die plant gesonder of hy het minder goggas, of jy weet, daar's baie natuurlike maniere om die goed te doen sonder om, soos jy sê,
noodwendig gif te spuit en te kere te gaan. Jy weet, en dit is goedjies wat 'n ou naderhand ook vir jouself begin leer en begin sien met proefnemings, hoe jy dit self doen, en as mens nou gaan lees daaroor, jy weet wat ou maklik in jou agterplaas mee kan doen, en soos ek sê, net die gesonder lewe, en jy weet, as die winkels nou toe is vir Freedom Day en Wekkas Day, en jy kan in 'n geval nie kan kos koop nie, kan jy nog na jou tuin toe stap en groente pluk, en jy het vars groente. Ja, ek dink mense moet anders te begin dink oor goed. Byvoorbeeld, wat is hierdie ding wat almal so oor hoe vinnig is daai naam nou uit my kop uit? Hierdie wat hulle sê wat die baie suurstof maak. Vetplant. Spekboom. Maar in elk geval, spekboom. Hy is eetbaar, hy is eintlik gesond vir jou. Jy kan hom in 'n slaai gebruik, het so lekker suur smaak. Net deur te besef wat is giftig en wat is eetbaar en wat kan jy gebruik. Die ou mense het 'n baie beter kennis gehad. Jy praat nou van plante wat langs mekaar geplant word. Ek nou die dag gelees van, ek moet net weer gaan soek. Dis 'n knoffel aftreksel wat hulle spuit op die plante en dan hou dit ook 'n spul goed weg. So as jy begin leer wat in die natuur rondom jou aangaan, is daar soveel goed wat jy kan gebruik, het sy of dit nou trek hom soos 'n tee en spuit hom op die tamatie op, maar dit is organies, is natuurlik en dit is dalk in jou tuin en jy weet nie eers jy kan dit gebruik nie. Ja, ek moet nou sê, Johan, ek weet nie, ek dink ek het dit al voorheen genoem, maar in my pampoentuin, jy weet, ek maak seker dat ek kry die tuin skoon, as ek die pampoene plant. Maar as die pampoene klaar geplant is, dan los ek daai stuk. Hy is nou op sy eie omheind, en dan groei die gras en die bossies en die jy weet, die knapsakkerels en die kakiebos en alles wat die Engels hier aangedra het, jy weet, groei daai pampoene omtrent toe. Maar ek los dan daai pampoen tot jy weet, al wat ek doen aan hulle, ek gee hulle water. En dan aan die einde van die seisoen, dan gaan soek ek die pampoene daar in die ruigtes rond, en haal die pampoene uit en jaag die skape in, en dan as ek die skape klaar ingejaag het, sien ek hier's 'n paar pampoene wat ek dalk nog gemis het, maar die pampoene het dan nie probleme nie, tussen al die kakiebosse en die goede, jy weet, lyk my is die meeste van die goggetjies hou nie van daai Engels, jy weet, hulle hou so min van daai Engelse bossies soos ons, jy weet, so dan pla hulle nie die pampoene nie, en my pampoene is nogal redelik gesond, en dan het ek deur 'n seisoen, weet nie, 'n milliliter gif gespuit in die goed nie, en jy trek jou pampoene so deur, jy weet, so daar's maniere, ek weet party ouens sal nou nie daarvan van die estetika hou as 'n tuin nou so lyk met die pampoene nie, maar gelukkig hier op 'n plot kan hy 'n bietjie daarmee wegkom. Maar dit is 'n nuwe deel van die landbou wat al meer aandag geniet, is hierdie wat noem dit regenerative farming, of die herstel van die grond samestelling, meer organies, meer saam die natuur, meer natuurlike plante en soos wat jy sê, om op te hou dat dit netjies lyk, maar dat dit gesond is. As jy jou grond as 'n hulpbron begin sien en jy wil daai grond so amper dat hy die meeste moontlike vog behou, dat hy die gesondste is, dat hy lewe, dat daar organismes is, en daai gesprekke is bitter interessant oor wat die ouens reg kry. Ek is nie seker waar pas hierdie geentelbewerking en al daai klas van goed in nie, maar van die boere begin regtig kyk na anders te dink oor grond as om alles te wil doodmaak en net op die ou manier te wil werk en want jou plant is op die einde van die dag later afhanklik van die kunsmis wat jy daar insit, want daai grond is dood. En ek dink die ouens wat moeite doen met hulle grond, hulle sê dis nie noodwendig goedkoper nie. Jy moenie dink jy gaan geld spaar deur dit reg te doen nie. Maar jy sit vir jouself baie jare by in terme van jou grond as dit eers herstel het. Jy weet, en ek dink dit is ons plig as rentmeesters om te dink aan die generasies wat na ons kom en nie net die grond eenvoudig uit te put nie, maar om die grond as 'n hulpbron te sien en gesond te kry en ek wil amper sê
dit voortdurend te doen sodat dit in die toekoms ook nog kan aangaan. Ja, ek moet sê Johan, hier as gevolg van die grootte van my grond is 'n gedeelte van die gesprek en dan die ruwe Suid-Afrika wat hou en bly dat jy nie meer jou eie diere op jou eie grond noodwendig kan laat wy sonder om heeltyd oë op hulle te hê nie. Maak dit my skaap omtrent die helfte van die jaar op kraal staan en gevoer moet word, maar ek het in my stuk skaapkraal het ek 2 hoope. Die een is verlede jaar se hoop en dan is die ander een hierdie jaar se hoop. Nou in hierdie jaar se hoop word al die mis wat uitgery word uit die skaapkraal kom op die hoop. Al die voer wat mors kom op die hoop, al die grasnysels kom op die hoop. Jy weet en dan bou ek 'n hoop 'n jaar en dan volgende jaar dan begin ek 'n nuwe hoop en as ek daai hoop omgekeer het, jy weet en nou daai aan die einde van die jaar is daai hoop dan nou so gestaan en dan word daai hoop ingery in die groentetuin in. Jy weet man, dan dit is grond, maar jy kan die verskil sien in die grond, jy weet, dit is sommer so swart grond. Ons het hier by ons 'n baie sanderige grond. So hy hou baie beter vog. Ek gooi nie kunsmis nie. Jy weet die goed groei man, ek sien oom Colyn, ons sal nou praat ook oor daai kersie tomaties, maar ek het hier in my pampoentuin wat ek nou nie skoffel nie, het ek verlede jare kersie tomatie boom, dis hoekom ek sê, ek weet nou nie of mense rang doen nie wat langer as ek was, die ding het seker oor die 2 meter gestaan. Jy weet van daai grond. So daar's maniere en as ou dit met die hoenders, as jy hoenders het, is daar ook 'n manier hoe jy die hoenders, jy weet jy gaan nou miskien nie dieselfde hoeveelheid misgedraai kry nie, maar jy weet daai goed kan jy tog weer gebruik, jy weet en nou moet leer om so te werk dat jy niks weggooi nie. Jy weet die hoenders sorg weer vir die tuin op hulle manier. En jy weet as jy jou komposhoop vinniger gedraai wil kry, aardwurms, jy weet ek het nou lanklaas, ek het nou juist my broer was nou, het ek so flissies gesê, was vandag hier en sy aardwurms gaan goed aan. Ek moet sê ek het op 'n stadium met my aardwurms nou in die slag gebly omdat ek hulle ek was net nie meer lus vir die goed nie, maar so aardwurms weet verwerk ook afval wat nie noodwendig andersins gebruik word nie, goed soos grasnysels of wat ook al, of tuinafval as jy dit nou nie vir die hoenders gee nie, of daar's te veel, gee dit vir die aardwurms en hulle verwerk dit weer tot kompos. En as jy die regte stelsel het, dan kan jy wat hulle noem daai wurmtee, jy weet dit is nou maar basies die vog wat deur daar getrek het, gebruik jy weer op jou plante en dit is weer voeding vir jou plante, jy weet, so ou kan, dit is eenvoudige goed wat ou kan doen, wat die een stelsel sorg vir die ander een, sonder te veel moeite. Ja, ek is mal oor as ek grond omdop en ek sien aardwurms, dan weet ek die grond is lewendig. Jy het gepraat van die wurms en dan het jy gepraat van nog iets waaroor ek iets wou sê. Ja, nou is dit uit. Oor die mis seker. Ja, dit was hierdie week of laas week. Het ek op Bakkiesblad gesien, is daar in die Landbou Weekblad dink ek 'n artikel. Ek het nie die artikel gelees, ek het net die opskrif gesien. Van 'n ou wat nou sy ek dink is braaikuikens wat hulle groot maak, wat nou sy stelsel opgesit het om die mis te verwerk om krag op te wek. Toe het hulle daar gepraat oor die stelsel. Weereens, as jy met daai klas van goed werk en jy het so baie mis en afval, die metaangas kan jy gebruik vir verbranding en dan het jy nog die afval wat oorbly wat jy kan inwerk in jou grond. So ja, daar's bitter oulike stelsels. Dit vat bietjie kapitaal om met dit te begin, maar die ouens wat dit doen, weet hulle gaan glimlag op die langtermyn. Ek sien oom Colyn sê ook, hy sê plant knoffel en sprietjie in jou tuin. Hy sê dit hou baie insekte weg. En hy sê Afrikaners ook, jy weet daai stinkplantjies wat jy self moet water gee want die tuinhelp wil nie water gee nie. En dan hy sê daai kersie tomaties, as die pakkie as die goed nou afgaan, gooi jy daai uitjie sommer net so, daai tomatietjie sommer so net so in jou tuin rond en daar waar daai tomatie val,
Dis nou as die hoenders om die beet kry nie, groei die plant sommer self, en ek moet sê, ja, hier by my pompoentuin, ek weet nie hoe dit daar uitgekom nie, want ek het hulle nie geplant daar nie, hulle moes iewers, ja, maar ek dink dit was dalk 'n voël wat uit die tuin uit, seker tussen die pompoene gaan eet het, dat dit daar opgekom het, maar hulle groei lekker maklik, en dis 'n lekker, dis 'n ding wat maklik groei, en dis 'n, ek is mal daaroor, soos ek sê, dis 'n lekker tomatie met smaak. Ek moet sê ek plant hulle op min, hulle kom van self op. En dan hierdie, wat is hierdie die ding naams nou uit my kop uit. Hierdie hy's geel. Hy's in so, hy word ryp in so, ek wil amper sê bruin sakkie, so geel ding. Hy lyk ook soos 'n kersie tomaat omtrent daai grootte. Ja, Seer van der Bessie. appeliefie. Ja, ek dink is appeliefies, ja. Ek dink dit is die naam. Is 'n gooseberry in Engels. Ja. Maar ek het ook net 1 jaar van hulle gekoop en ek het nog altyd elke jaar genoeg gehad want hy is eintlik al vervuil goed. Daai besietjie waar hy val groei ook maar volgende jaar en sien jy daar onder in die tuin is nou weer nuus en hulle moet nou maar die jaar se appeliefies wees, maar hy plant homself ook lekker voort. Ja, ek moet sê Johan, ek het dit nou nog nie geplant nie. Ek het nou al die goed gesien, maar ek het nou geen kennis daarvan nie. En dit is lekker as mense so praat met mense wat daarvan weet, hoe proe die gedoente, want hy lyk vir my 'n bietjie af, dis hoekom ek hom nou nog nie noodwendig geplant het nie. Ja, alwen smaak verskil mos nou maar. Ek is nie vreeslik mal oor hom nie. Hy kan half suur wees as hy daglus het. Maar soos my vrou is baie lief vir dit. Ek pluk dit maar vir haar. En dan hoor ek mense maak terte met die goed en ek weet nie wat alsie. As jy hom op die regte tyd vang en dan is hy lekker. Maar hy het maar 'n is ook maar 'n smaak wat jy maar moet gewoond raak. Ek kan nie vir jou sê soos wat proe dit nou eintlik is. Ja, ek sien oom Colyn sê op plant rhubarb plante in jou tuin, mooi loof en die stele is eetbaar. Ek weet nou nie wat is dit in Afrikaans? Ek ken dit nou nie. Nee, ek is nie seker nie. Ek dink is rabarber, maar ek is nie seker nie. Ek het dit ook nog nie geplant nie, maar ek moet nou sê, my broer vandag, toe ons nou so stap, en hy stap so, jy weet, ek raak bly om oral te buk, so ek het 'n paar ou buddens wat groente ingeplant is, en ek het nou vir my so bandetuin, so terwyl my vrou my uitgetrap het en gesê het ek moet niks doen nie, het ek daarom toesig gehou dat ek 'n bandetuin hier van soorte kan kry. Ek het die bakkie geruim, maar my vrou was nou ook nie baie beïndruk daar nie, sy het blykbaar gereken is te gou. Maar ek het die pype nie goed gedoen, so ek het nou 'n bandetuin hier by my, dan hoef jy daarom nie meer so heeltemal laag te buk nie, en ek het nou die water daar aangelê en weet nou die klein goedjies wat ou nou kan doen. En ek het nou Saterdag het ek my eerste saadjies in my bandetuin gelê, en dit is nou ook iemand het hier by ons wou hy klomp bande weggegooi het, toe sê ek, soos nie pak hulle daar, ons sal werk kry vir dit, en partykeer is ou se boereplanne, jy weet, ou se planne moet net nie opraak nie, daar's partykeer baie maniere en baie goed wat 'n ou kan doen, en hoekom ek spesifiek hierdie bande gedoen het, is ek het rondom my huis verskriklik klip. Jy weet, dis nou, ek het geluister toe die groot boek so mooi verduidelik het, ek het nie op sand gebou nie, ek het op klip gebou, maar omdat ek nie 'n ander keuse gehad het nie. Jy weet, maar ek moes so 'n klomp vragte sand inry, net om te kon gras plant, so 'n tuin maak is nou uit, en ek het nou al probeer bome plant teen my een heining wat om my huis gespan is, maar niks groei daar nie. Jy kry niks gegroei nie, net omdat die klip lê te vlak, en ek het nou juist hierdie bandetuin daar begin, jy weet, want dan kan ek ordentlike grond in die bande, dis nou 'n bietjie, so 3-4 bande hang nou af hoe weet die grootte van die band, so die grond kan dan lekker diep wees, en dan hoef ek nie te buk as ek bossies uittrek nie, en ek het hulle nou geïnstalleer daar teen die heining waar ek nie in die grond self kan plant nie. Weet, so partykeer, weet, is dit net 'n innoverende plan, en dit is 'n simpel ding, en ek moet nou sê, ek weet nou nie of hy noodwendig die program kyk nie, maar ek het die bandetuin idee by oom Bux Barnard gesteel.
Ek het gesien hoe lyk sy bande tuin en so dankie oom Bux dat ek met die oog kon steel daar by jou en dat ek kon dit aan my kant ook toepas. Ja, jy het nou sommer my kommentaar ook gesteel, want ek sit nou hier en dink, ek wil vir jou sê, jy gaan kyk hoe lyk oom Bux se tuin met sy bande, en nou kom steel jy sommer my kommentaar ook hierso. Maar alweer die ding is, jy werk met wat jy het, soos om Gideon my geleer het. As jy gaan kyk wat mense met gewone koeldrank bottels en pypies en goedjies kan doen in hulle agtertuin, daar's niemand wat vir my moet sê hy het nie plek om iets te probeer nie. Al is dit net een arbeidsplantjie of wat ook al. As jy regtig wil, maak jy 'n plan. Ek het al gesien hoe mense bo op hulle dakke goed aanhou en aan die lewe hou. Daar's altyd 'n plan wat jy kan maak. So ons moet net daai goed begin, ek wil amper sê meer as die norm sien as wat dit die vreemde is. En ons moet op elke denkbare vlak moet ons onafhanklik raak en vry raak. Jy het gesien die week Orania se batterye het gekom, né? Dit was nogal ook 'n groot ding, 'n gemeenskap wat nou die plan gemaak het en nou gaan hulle beerdkragvry wees. Die 30ste Mei, want ek dink die 30ste Mei het ons fase 16 beerdkrag. As daai verkiesing verby is, dan gaan hulle vir hom afsit. So ja, ons moet maar sterk staan. Maar Orania is nou reg. Hulle het nou hulle batterye daarso en hulle gaan hom opkoppel en hulle gaan weer eens vryer wees as die res van ons. Johan, maar jy's dan nou klein gelowig, ou Tian se president vertel vir ons dan so dat hierdie feit dat die krag aan is beslis nie 'n verkiesingsfoefie is nie. Glo jy die arme ou nie? Alwyn, luister, ek wil nou eers vertel. Hier as jy uit Bloemfontein uitry op die Deelswilpad. Nou die Deelswilpad daar tussen die plotte deur was nie 'n sleg pad nie. Kyk, hy het ook nou mal bietjie plooie gehad en krake in die klas van goed, maar oor die algemeen nie groot slaggate nie. Ek ry hom elke dag van my lewe. Dis nie iets om oor te huil in vergelyking met die res van die paaie nie. Eintlik 'n redelike stukkie pad. So 2 weke terug, toe begin ons sien hierso word kegels uitgepak en bossies skoon gemaak en die een en die ander en daar word goed gespuit in die klas van goed. Hulle gaan grou daar 'n stuk pad op wat eintlik nie veel makkeer het nie en maar hulle grou hom diep uit. Maar nou daai span het lyk my nou nog iets gehad, verstaan wat hulle moes doen, maar die span wat toe nou die ding moes kom opvul, hulle het nou baggerol verstaan. Alhoewel hulle maak die pad slegter as wat hy was voor die tyd. Ek is stom geslaan toe ek nou die oggend na verbyry en hierdie besef kom in my op. Hulle het hierdie pad slegter gemaak as wat hy was. En dit is maar net nog 'n verkiesingsfoefie om vir 50 of 60 mense werk te gee nou in hierdie tyd. Nee, ek dink hulle brand miljarde rande se diesel en hier is die argument. Hulle gaan of vir die mense wys, luister, hulle het beerdkrag gewen en stem vir ons en hulle word ingestem en dit meer as 50% en dit werk, of hulle kry minder as 50% en is die volgende oppositieparty regering se probleem hoe om daai generators weer in die gang te kry nadat hulle vir 'n maand lank aan mekaar geloop het. So, hulle kan nie verloor nie, maar ek is redelik oortuig dat as ek nou 'n man was wat geld gewet het, hier van die 30ste Mei af gaan ons redelike beerdkrag ervaar vir 'n wyle. Johan, nee, ek is daarom meer positief. Ek dink dit sal daarom so 3-4 dae vat, want hulle gaan eers wag dat die stemtellery klaar is voor hulle daai. Maar dit is nou nogal snaaks, ja, die regerende party. Jy weet, as jy nou sien met hulle uitspraak, ek kyk nou nie baie van die goed nie, moet ek nou bieg, maar die bietjie wat ek van kyk, het hulle nou skielik al die oplossings vir die probleme wat hulle self geskep het. Jy weet, daar's niks innoverend of iets niets nie, is net vir hulle eie geskepte probleme wat hulle nou skielik die antwoord het. Nou wonder ek, as hulle dan nou die antwoord het, hoe kom ons die goed te bogger op? Maar nou ja, dit is nou maar tot daar gelaat. Ek hoor nou, kom ons kyk hierso, ou baas Kote daar vir ons nog 'n vraag hier gevra. Hy sê, Christo Legrandsie vra, watter soort hoender sal goed aard in die stad en hoekom? Neem aan ag groote reuk en geraas. Johan
So ek sê ek ken nou nie verskriklik hoenders nie, maar wat sal jy sê? Dit hang af hoe skelm jy is. Nee, ek dink as jy henne aanhou is jy nie 'n vreeslike probleem nie. Dis die hane wat raas. Kyk 'n hoender mis maar. Jy moet maar jou hokke skoonmaak en jouself inrig tot die beste van jou vermoë. Weer eens gooi die mis in die tuin of verwerk dit of maak 'n plan. Jy kry oulike hokkies en goed om dit te doen. So in terme van daai aspek is dit maar net 'n bestuursprobleem. Jy moet dit maar net doen. In terme van geraas, as jy nie 'n haan het nie, dan het jy nie moeilikheid nie as jy hane wat kraai in die oggend en die bure wakker maak en hulle bel gewoonlik die metro. So as jy net henne het, hulle kan baie keer as hulle nou skrik of as hulle eier gelê het of so bietjie, maar dis nie 'n groot storie nie. En dan ja, ek dink nie daar sekerlik weer eens, ek hou van die Oosterop is 'n baie mak hoender, is 'n baie rustige hoender. Ek neem aan van hulle gaan dalk bietjie meer energiek wees of meer aggressief wees en kan dalk bietjie meer besig wees, maar hy moet maar speel. Probeer verskillende soorte maar ja, ek dink jy daar's vreeslik baie advies wat ek kan gee wat nou die proses beter sal maak nie. Ek is nou al seker 5-6 jaar wat ek hier in die middel van die stad in 'n voorstad 20 hoenders aanhou en niemand het nog gekla nie. So Ek moet sê oom Colyn, hy lyk my hou van die koekoeke, so hy sê die koekoeke. Maar Johan, ek sien ons is nou alweer verkeerde kant vir 'n uur waar ons gewonder het waaroor gaan ons gesels. Ek wil vir jou sê vanaand was vir my 'n lekker program. Baie dankie dat ek weer saam met jou kom kuier. Ou mis hierdie goed nogal. Partykeer word die program so bietjie soos werk, maar as 'n ou dit vir 'n ruk nie gedoen het nie, dan mis 'n ou dit 'n bietjie en dis vir my net lekker om saam te kuier. Jy weet, ek weet dit is nou 'n virtuele kuier, maar jy weet om jou vriende in die oë te kyk, alles dit net op 'n skerm, jy weet, doen 'n ou se gemoed goed. So baie dankie vir jou moeite en baie dankie dat ek die eerste program terug weer met jou kon doen. nee, dit is 'n groot plesier. Dit is lekker om jou terug te hê. Ek was op 'n stadium bietjie bekommerd oor jou gewees, maat. Daai eerste paar dae het jy geklink asof dit bietjie rof gaan. En die was mooi gemaak met die goede wat hier so op is. Ek dink dit is nou weer 'n tree vorentoe en nog meer professioneel. En ja, vir die ouens wat nou vroeër vanaand nie ingeskakel het om te sien hoeveel ons in die ateljee is nie, dat ons net vir hulle daar wys. Daar is die ander 50 gas wat lekker saam getweet het. Ek vermoed ek gaan op 'n stadium 'n probleem hê as ek wil video's maak, want ek dink dit gaan luidrigtiger word hierso. Maar ja, dankie vir almal se saamgesels en vir die saamkuier. Is lekker om terug te wees. Ek sien Bas Koot het so 'n liggiese skimp ingegooi daar agter Baardberaad dat dit weekliks is en nie soos op aanvraag nie. So ja, jy sal jou sokkies moet optrek. Sê ja nee, Johan, so ek sê ek wil ook spesiale dankie aan Bas Koot wat hierdie nuwe baadjie vir ons gegee het en gemaak het. Dis nou goed wat ek nie noodwendig kan doen nie. Hy's nou baie meer behendig met hierdie goed. Bas Koot, baie dankie daarvoor en vir al julle manne, ek wil nou sê nie net die Baardberaad, die Boer Media manne wat gereeld kom boodskappe gestuur het en gehoor het of ek nog in die lewe was en bemoedig het. Partykeer as ou se gemoed nie so goed was nie. So baie dankie vir julle manne. Jy weet as ou partykeer deur die diepe waters gaan, jy weet ek dink nie die ouens besef altyd hoeveel dit beteken vir 'n man, jy weet, en ons is mos nou nie, ons boere manne is mos nou moeilik om die goed te noodwendig in woorde om te sit en die dankies en die jy weet dit wat jou mater veel beteken in woorde om te sit. Ons maak maar 'n grappie en ons lag daaroor en ons gaan aan, maar ek wil vir almal by die Boer Media span wat ou gedra deur hierdie tyd en vir die kykers en almal se gebede en goed, weet sê baie dankie. Ons is geseënd en bly dat ons weer saam met julle kon kuier en dit het vanaand se program so lekker gemaak met almal
wat saam gekuier het en saam gesels het. Dis lekker om weer saam te kan gesels. So van my kant af net daardie dankie ook daarom sê so voor die einde van die program. Ja, en jy daarom nou met 'n ligte noot begin, so volgende week kan jy nou weer ernstig almal die moer inmaak. Ja nee, ek het so begin aan 'n bietjie 'n boek lees en ek sal kyk, ek moet nou die oom was eintlik nou voor my ekspedisie het ek die boek al persent gekry en ek moet met die oom praat oor die boek, so ek sal net kyk wanneer ek met hom praat of dit nou volgende week of die week daarna is. En dis ook daar die Oos-Kaapse wêreld, so ek wil net sê ek het nie vergeet van daardie afspraak nie en die manne in Pretoria wat die goed gereël het. Dit was nou net so 'n bietjie moeilik die laaste tyd, maar ons sal daarby opkom. So aan my kant, terwyl ons nou al weer 1 uur en 10 minute staan, is dit soos ouer gewoonte, alles van die beeste en sommige groente en hoenders op die plaas.